Hallo julle. Hallo daar. Ons is steeds in die gesprek met die wetenskap betrokke. Laas keer het ons gepraat oor Newton en hierdie week praat ons oor die ander groot figuur vir ons as leuke. Een van die groot figure, Albert Einstein. En ek sê vir George, ons moet net nie probeer vir julle verduidelik wat ons verstaan van die relativiteitsteorie nie, want dit sal gevaarlik wees. Of van sy ander ontdekkings en die implikasies daarvan. Want die ironie is, hier waar ons in die 21ste eeu leef, in 'n groot mate gebruik ons baie van Einstein se teorieë of die uitvloeisels daarvan, sonder dat ons regtig ten volle begryp wat hy gesê het. Dit is amper asof ons 'n beter begrip het van Newton se wette. Ek loop en dink, ek dink toe die wetenskapkurrikulum uitgewerk is, het hulle nog nie by Einstein uitgekom nie, op skool nie. Ja. Want ek kan Newton se wette so goed onthou, maar van Einstein, ek weet net Einstein was baie slim en E = mc square. Ja. Maar presies waarvoor dit staan, jy weet, dit, en mens kyk dan nou na video's en dinge en dit maar 'n mens gaan baie mooi daarna moet kyk om regtig die begrip van hoe abstrak hy gedink het. Ja. Om by hierdie dinge uit te kom. Ja, want waar Newton in 'n groot mate eksperimente gedoen het en ontdekkings gemaak het. En goed bewys het. En goeders bewys het, was Einstein meer in die lyn van 'n teoretiese fisikus. Ja. En waar hy gesê het, dit gaan die implikasies wees. So Einstein het sekere dinge geformuleer en wat eers baie jare bewys is met eksperimente wat dan toe beskikbaar was, maar hy dit instinktief het hy dit geweet. So aan die een kant wil 'n mens sê, wanneer ons en hoe dit presies werk, dit sal interessant wees om 'n bietjie nou daarna te kyk. Maar as 'n mens nou moet vra, wat in ons daaglikse lewe beleef ons as uitvloeisels van Einstein se ontdekkings? Elke keer wanneer jy ergens terheen ry en jy sê vir iemand, stuur asseblief vir my 'n pin dat ek weet waar jou plek is. Daardie GPS bestaan en funksioneer as gevolg van Einstein se teorieë. Of as daar laserbehandeling vir 'n oog is, of enige plek waar laser is 'n uitvloeisel van Einstein se teorieë. As ons dink aan bestraling, kankerbestraling, as ons dink aan kernwapens, Einstein se teorieë het almal boustene gevorm vir dit om verder te ontwikkel. En sy invloed is in daardie opsig so groot dat 'n mens tot jou skande moet sê, jy verstaan nie eers alles nie, maar dat Time Life Magazine Einstein as die persoon van die 20ste eeu benoem het. Jy sien net 'n foto van hom en jy weet dis Einstein. So sy invloed het geweldig wyd gekring en dit dui net op 'n baie skerp intellek en hoe hy hierdie dinge ingesien het. Ja, wat vir my mooi is die storie wat hy van sy lewe en van sy studies was ook nie eintlik maklik nie. Hy was moeilik. Hy het sy professors vies gemaak, het nie goeie verhoudings met hulle gehad nie. Wat groot gevolge gehad het later jare omdat hy gesukkel het om werk te kry. En dan land hy in 'n patentekantoor. En omdat die werk so eintlik eenvoudig is en hy dit in 'n paar ure per dag kan doen, het hy baie tyd om sy eie werk en sy eie teorieë te ontwikkel. En ontwikkel hy dan nou al hierdie teorieë terwyl hy in die patentekantoor werk. Wat vir my so interessant is, ek meen as hy nou ergens 'n lektorsposisie of professor gewees het, sou hy heel moontlik
baie gesukkel het om die tyd te hê om by sy teorie uit te kom. Ja, later het hy nou klas gegee, Ja, veral toe hy later, nou ja, meer bekend geraak. ja, en in Amerika gaan woon het. Ja, So daar, maar ek bedoel, hy het nie heeltemal ingepas. nee. Uh, Maar nou, hoe haak ons om aan spiritualiteit? Ek wil nou net dit sê. Anderster, Newton was baie godsdienstig. Hy het baie met die Bybel gewerk en verskriklik met die Bybel, Amper obsessief gewees. amper obsessief daarmee gewees. Einstein is nie dieselfde nie. Einstein is 'n Jood. Hy kom uit 'n bietjie van 'n ander agtergrond. Maar wat my altyd opval by Einstein is asof hy, en dit was in 'n mate by Newton ook, hulle het 'n aanvoeling vir hoe hierdie dinge funksioneer en werk. En daar is vir Einstein 'n absolute skoonheid in hoe hierdie wette in mekaar steek. En in daardie opsig was Einstein nie anti-godsdienst nie, hy was anders godsdienstig. Dis mooi gesê. Ja, En hy was nie in die tradisionele sin so, hy het hierdie prentjie, Einstein het 'n blik op God gehad wat vandag nog ons nie beskore is om te verstaan nie, omdat hy dit so ingesien het. Net bloot die feit, hoe hy, as hy mense van ruimte-tyd praat, waar Newton gesê het, gravitasie, daar is iets in die aarde wat dinge aantrek. Maar Einstein het met 'n totaal ander teorie en 'n perspektief gekom met ruimte-tyd, en waar 'n mens amper die beeld het van soos 'n groot albaster wat op 'n laken lê. En omdat daar kurwe, rol amper in na hierdie ding. dit rol, gaan in 'n ja, wentelbaan. in 'n wentelbaan om dit. Ja. Maar daar is buiging van lig en van tyd en van En eintlik al hierdie wette wat hy self nog nie mooi verstaan het nie en die teorieë van ontwikkel het, van 'n groter wat is dit in Engels, governing force, 'n krag, ek wil amper sê 'n beheerliggaam, dan nou God, wat hierdie geheel bymekaar hou, en dis 'n geordende universe, heelal. Ja. So hy werk met hierdie skoonheid, en wat ek ook by Einstein optel, wat aanvanklik, jy hoor dat hy so verskriklik slim is, so hy boesem amper hierdie magiese invloed uit, en dan wanneer 'n mens met hom te make kry, dan kom 'n mens deurgaans agter mense is verstom oor sy nederigheid, naïwiteit en verwondering oor dinge. En wat my so aangryp van hierdie groot fisici, Newton sien 'n appel val, en hulle maak 'n sprong van daar af. Hulle trek die implikasies deur, wat my net verstom laat. Newton sien 'n appel val, en hy sê as 'n appel val, val die maan dan ook. Hy vra. Hy vra dit. Ja. En Einstein begin sy hele teorie oor relativiteitsteorie en alles deur na lig te kyk en 'n ligstraal te volg, en so hulle maak hierdie, dis 'n verwondering en 'n bewondering van die wette en van die aan mekaar vloei van, dit is net vir hulle 'n pragtige skepping. So en ek dink wat vir my ook van Einstein opval, is dat Einstein in wese misties was. Soos Newton heel mooi. Ja. Einstein, daar is dinge wat Einstein gesê het wat die mystieke aspek
van ons verhouding met God so mooi uitdruk in wat my al baie gehelp het ook in my eie reis. So net weer eens hierdie bewondering vir groot figure wat groot invloed op ons lewens uitoefen, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar wat ons ook help om te sien hoe ryk spiritualiteit is wanneer dit in gesprek met daardie dissiplines is. Dankie julle. Volgende week gesels ons 'n bietjie oor 'n ander onderwerp. Ons onkundigheid raak nou op. So Begin nou deurskyn. Dit slaan nou erg deur. What's your quote while you still ahead? Nee, dan moes ons 2 weke terug. Ja. Ons gesels volgende week weer, hoor. Mooi bly almal. Tata.